Natuur en skrif is hoe God hom aan ons geopenbaar het en steeds openbaar. Ons gaan kyk vanoggend en ook volgende week na wat ek noem die ware evangelie, wat ek gesê het, baie mense het 'n verkeerde indruk van die evangelie. Voor ons gaan kyk na Filippense, 'n reeks van die boek wat Paulus geskryf het aan die Filippense, wat ook 'n gevangenis geskrif is. Filippense is een van die briewe wat hy in die tronk geskryf het. Maar kom ons gaan kyk eers na die ware evangelie en in besonder met fokus wat Paulus daarvan maak. Daarom wil ek hê julle moet asseblief vir my blaai in julle Bybels, Romeine 3 vers 21, wat gaan ons lees net om 'n gevoel te kry van die evangelie van Paulus wat hy skryf. Hy sê maar nou, dis Romeine 3 vers 21, maar nou word die geregtigheid van God sonder die wet bekend gemaak, waarvan die wet en die profete getuig. Hierdie vryspraak gee God deur die geloof in Jesus Christus aan almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. Almal het trouens gesondig en nagelaat om die eer aan God te gee. En tog word hulle goedkeuring deur sy genade goedgunstig deur sy genade vrygespreek deur die bevryding in Christus Jesus. Hom het God daargestel as 'n versoeningsoffer in sy bloed, en wat deur die geloof verkry word. God het sy regverdigheid duidelik bewys deurdat hy die sondes oorgesien het wat voorheen in die tyd van sy verdraagsaamheid gedoen is. Ja, so het hy in die huidige tyd die regverdigheid duidelik bewys sodat hy regverdig kan wees en terselfdertyd hulle wat in Jesus glo kan regverdig. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die woord wat deur die Heilige Gees gedryf is. Dankie dat U deur Paulus ook vir ons, Here, die evangelie verduidelik, geregtigheid wat van God kom, nie van onsself nie. Lei ons ook dan deur hierdie tematiese, Here, beskouing van die evangelie. Bid ons in Jesus naam. Amen. Baie mense dink dat die evangelie gaan draai om een vers in die Bybel. Dit is Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het sodat elkeen wat in hom glo nie verlore kan gaan nie of sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En dit is maar deel van die evangelie, want wat die mense in die opsig doen in baie ander verse wat hulle gebruik in die Bybel, God is liefde en God wil hê dat ons tot bekering moet kom, maar dit sê nie iets van die ware evangelie nie. Die ware evangelie is baie dieper as dit. En ons moet onthou, dit is ook waar dat Jesus Christus beliggaam, hy bevat in sy wese die evangelie. Hy self is die evangelie. Evangelie is altyd wat hulle vertel het, die goeie nuus wat in Engels sê herald gegaan het van dorp na dorp, gery met sy perd gejaag het om die goeie nuus te bring aan daai stad se inwoners dat die keiser het 'n oorwinning behaal oor daai klomp Kelte of oor daai groep mense, is die evangelie deur hierdie boodskapper gebring. Jesaja selfs praat, kyk hoe lieflik is die voete van hulle wat die goeie nuus bring. Our Lord reigns, daar's 'n liedjie daaroor. Maar wat van die Here Jesus Christus, want ons weet, hulle praat van die hypostatiese vereniging van die Here Jesus. Wat is die hypostatiese? Dit wys vir ons dat Jesus is 100% God en hy is 100% mens. Die feit dat Jesus gesterf het, wys dat hy 100% mens was, want hy het gesterf soos ons almal sterf in ons vleeslike liggaam. Maar die feit dat hy opgestaan het uit die dood, maak hom God. Want net God kan uit die dood uit opstaan of opwek in die laaste dag. Jy sal sekerlik onthou, blaai vir my na Galasiërs weer eens 1 vers 6 tot 9. Ek kon dit ook gebruik het as 'n inleiding van tot hierdie boodskap voor die evangelie nommer 1. Wat sê Paulus aangaande die evangelie?
Ons het wel daardeur gaan, maar kom ons hoor wat sê Paulus. Hy sê geen ander evangelie, sê die opskrif. Nou sê Paulus, ek is verstom dat julle as Galasiërs so gou van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het, wegdraai na 'n ander evangelie. Dan sê daar is nie 'n ander evangelie nie. Al is daar sommige mense wat julle probeer verwar en die evangelie van Christus wil verdraai. Dan sê hy, nee, selfs as ons of 'n engel uit die hemel 'n evangelie aan julle verkondig in stryd met die wat ons aan julle verkondig het, laat hom vervloek wees. En ons het gesê daai woord vervloek is anathema, die Grieks of gerem, die Hebreëus wat beteken 'n vervloeking, 'n persoon wat kom uit die Ou Testament waar 'n krimineel doodgemaak is, gestenig is en dan is hy lyk buitekant die laar teen 'n paal gehang, so die hele Israelitiese volk kan kyk na hierdie man wat in 'n paal hang en sien hy's vervloek. Want God het hom vervloek, daarom sê hy gestenig. En dit is die idee wat hy gee, laat hy wat 'n ander evangelie word ontbloot of exposed word, sodat hy weet dis 'n ander evangelie, nie die een wat Paulus van praat. Te veel mense is daar binne in die kerke wat nie die evangelie reg verstaan nie, want hulle begin die evangelie op 'n ander vlak as wat dit veronderstel is om te wees. Dis waar ons begin by Romeine, want Paulus gee vir ons die idee. Want op die beste het mense geen insig oor 'n evangelie of 'n baie oppervlakkige evangelie. Nou wat beteken evangelie? Die woord evangelie, nou dit kom van die Grieks af evangelion. Wat beteken 'n blymoedige of 'n goeie boodskap? In die Engelse gebruik die woord gospel. Nou gospel kom van die woord Godspell af, wat eintlik beteken Anglo-Sakse, gepraat van 'n Godspell, wat is good news en 'n good telling, maar dit kom nie van die woord, die Griekse woord evangelion af. En weer eens, ek moet dit herhaal, dis nie 'n evangelie soos ons dink, ons verstaan dit nie, want ek het verlede week 'n voorbeeld gebruik uit Psalm 63 oor goeie nuus, dat Dawid sy kop oplig in 'n baie moeilike tyd. Goeie nuus is definitief nie, toe jy was in die parabats gewees. Nou, 'n man wat ander instrukteur is om ander mense te laat spring, en vir die mense wat hy oplei, vir hulle sê, hoorie, ek het moenie bekommerd wees as jou valskerm nie opgaan as jy uit die vliegtuig uitspring nie, want jy kan sekerlik nie verder as jy grondval. En dit is nou goeie nuus. Dis nie die goeie nuus wat ons wil hoor nie. Ons wil nie hoor ons is aan ons eie oorgelaat nie. Ons wil ook nie net die goeie nuus hoor en dink ons is op die regte plateau of die regte vlak met God nie. Want jy sien, voor dit goeie nuus kan word, moet daar eers die slegte nuus verstaan word. Want goeie nuus is net goeie nuus as die realiteit vir ons iets anders te sê. En die slegte nuus daarmee gepaard gaan. En dit is wat ons vind, kyk na Romeine 3 vers 23 wat ons ook gelees het. Hy sê, Paulus sê, almal, en dit sluit hier, almal sonder uitsondering, almal, maar almal het trouens gesondig, en die ander ou vertaling sê, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Dis die realiteit. Dit is die slegte nuus vir alle mense. Alle mense, ek, elke persoon wat gebore word, ontbreek aan die heerlikheid van God. En die mense wat so gebore word, dis die slegte nuus, staan in oordeel by God. Dis nie wat ons sê nie, dit is wat die geskrifte sê. Hulle staan in oordeel voor God. Baie mense dink dat met alle gebore mense is reg voor God. Maar die feit is dat alle mense is in groot moeilikheid by God. Dis waar die evangelie begin. Alle mense is in probleme. Blaai vir my asseblief na 2 Konings 22. Ek gaan nie die hele hoofstuk lees nie, maar net vir u as verwysing kan jy verstaan dat meeste van die konings van Israel was korrup geweest. En daar is met uitsondering 'n paar konings wat nie te sleg gedoen het nie. En een van hierdie konings is die koning met die naam Josia. En Josia het 'n besonderse naam, want ons ken van Josia van die
by die Israeliete in Egipte ingelei. Hierdie Josia se naam stam ook van Yeshua af, van Jesus se naam waar dit vandaan kom. Maar dit sê dat hierdie Josia vers 1 was 8 jaar oud toe hy koning geword het en het 31 jaar in Jerusalem regeer. Nou vertel die waarskynlik Samuel of die kronoloog vir ons hierdie verhaal van hierdie koning Josia wat so goed gedoen het. En wat, as jy later na die hoofstuk gaan en dit gaan lees, weet julle dat hy het 'n ywer vir God se tempel gehad en hy stuur in die kyk in vers 3 en in die 18de jaar van koning Josia het die koning Safan vir Safan die skrywer, die seun van Asalia, die seun van Mesulam in die huis van die Here gestuur hom en gesê, gaan op na Hilkia die hoëpriester, laat hy die goed geld optel wat in die huis van die Here gebring is, wat die drempelwagters versamel het uit die volke, oorhandig dit en dan sê hy, gaan werk in die tempel, gemaak die tempel mooi reg. Aan die skryfwerkers gee aan hulle geld, maak seker dat hulle die werk reg doen. En dan gebeur dit dat binne in die tempel vind hulle 'n paar boekrolle. Interessant. Hulle restaureer die tempel. Die koning is begaan dat hulle reg betaal word, die mense van die tempel regmaak, maar hulle ontdek hierdie, kyk in vers 13, of vers 12, hy sê, en die koning het bevel gegee dat Hilkia die priester en Ahikam die seun van Safan en Achbor die seun van Michaia, Safan die skrywer en Asaja die dienaar van die koning gesê, gaan raadpleeg die Here vir my, want hulle vind hierdie boekrolle binne in die tempel. Vers 8, die wetboek het hulle in die huis van die Here gevind en hulle bring dit vir die koning. Nou laat die koning die sekretaris van hierdie boek, hierdie wetboek wat hulle gevind het in vers 8, lees aangaande wat staan in hierdie wetboek. En dan vers 14, toe gaan die priester Hilkia en Ahikam, Achbor en Safan na die profetes Hulda, die vrou van Salem, die seun van Tikwa, die seun van Harhas en klerebewaarder, en sy het in Jerusalem in die nuwe stad gewoon en hulle het met haar gespreek en sy sê aan hulle, so spreek die Here, die God van Israel, sê aan die man wat julle my gestuur het, dis nou koning Josia, so spreek die Here, kyk ek bring 'n onheil oor hierdie plek en oor sy inwoners al die woorde wat in die boek van die koning van Juda gelees is. Die realiteit is, God is reg op die drempel om hierdie volk van Juda te veroordeel. Nie te veroordeel en te oordeel en hulle weg te laat voer na ballingskap. Maar nou sê die profetes aan koning, hy sê vers 18, maar aan die koning van Juda wat julle gestuur het om die Here te raadpleeg, aan hom moet julle so sê, so spreek die Here die God. In ander woorde, hy hoofletter Here in die ou vertaling, ja, so spreek Jahwe die God van Israel, wat die woorde betref wat jy gehoor het, ander woorde koning Josia, omdat jy jou hart week is, sag maak is, en jy jou voor die aangesig van Jahwe verneder het, toe jy hoor wat ek oor hierdie plek en oor hierdie inwoners gespreek het, dat hulle voorwerp van verbasing en vervloeking sal word, en omdat jy jou klere geskeer het, want wat Josia gedoen het, toe hy hierdie wetboek aan Josia gelees is, eers voor dit aan die volk gelees word, skeer koning Josia sy klere voor die Here. Nou sê sy, omdat jy jou klere geskeer het voor my aangesig, sê Jahwe, daarom het ek ook verhoor, jy het geween voor my aangesig. Daarom kyk, ek sal jou by jou vaders versamel, en jy, net jy, nie die volk onder jou nie, jy sal saam met jou in vrede in jou graf versamel word. Jy sal met vrede sterf. Hierdie dinge sal nie oor jou kom nie. So wat hierdie koning Josia betref en die volk nie weet nie, God het klaar 'n oordeel gebring volgens die wetboek, hierdie profetes bevestig dit, God gaan julle oordeel. Oor julle al hierdie volke aanbid, julle aanbid ander gode en nie Jahwe nie. Nou kom hierdie oordeel, maar jy Josia het jou klere geskeer en jy besef, want hy het besef, toe hy hierdie boek vir hom gelees word, en sê, ons het probleme. Ons het groot probleme. Ons het probleme wat groot oordeel oor ons gaan bring. En die meeste Christene lees die Bybel oor en oor, en hulle besef nie, dat in die boek, net soos in die wetboek in 2 Konings 22, staan die wetboek vasgeskrywe, mense lees dit nie. Net soos die volk, het hulle nie die wetboek gelees nie, hulle het nie daaraan gedink, kom ons raadpleeg Moses se boeke, en hoor wat sê Moses,
Wat is die gevolge? Deuteronomium 18, wat is die gevolge as ons nie bly by alles wat in die wet geskryf staan nie? Ons oordeel, ons gaan geoordeel word. Dan sê die Here vir Josua, jy het jou klere geskeur, jy het jouself verootmoedig. Daarom, maar die feit bly staan, julle is in groot moeilikheid. Die realiteit, alle mense is van geboorte af in groot gevaar. Alle mense moet sê, as hy die skrifte lees, ek het groot probleme. Ek het baie groot probleme, want ons is in vyandskap met God. Daarom dat baie mense laat ook hulle kindertjies baie vroeg doop, want dit kom van die Romeinse Rooms-Katolieke gebruik, waar jy wag nie 'n paar dae of 'n paar maande nie, jy laat onmiddellik as die kind gebore is, so gou as moontlik laat jy hom doop, sodat jy jou kind kan keer dat, sou jou kind sterf, gaan hy nie hel toe nie. Daarom die Rooms-Katolieke sê, nee, ons doop ons sommer net na geboorte, die volgende dag doop ons die kind. Want so kan ons gewete sis, ten minste weet ons kind is op pad hemel toe, al sterf ons. Wat nogal ironies is, want die Here besluit watter ouderdom is 'n kind toerekening vatbaar, 12 of 13, ons weet nie, die Here self bepaal. Maar dan kom Jahwe en duidelik het hy al kyk in Esegiel 18 vers 20, Esegiel is 'n groot profeet, Jesaja, Jeremia, Esegiel, 'n duidelike punt wat die Here sê, alle mense het probleme. Esegiel 18 vers 20, sê Jahwe aan die profeet, die siel wat sondig, die een wat sondig moet sterf. Die seun sal nie die ongeregtigheid van die vader help dra nie. En die vader sal ook nie die ongeregtigheid van die seun help dra nie. Die geregtigheid van die regverdige sal op hom wees en die goddeloosheid van die goddelose sal op hom self wees. Maar as die goddelose hom bekeer van al sy sondes wat hy gedoen het en al my insettinge onderhou en reg en geregtigheid doen, sal hy sekerlik lewe. Sy sal nie sterwe nie. Wat die Here sê, pa kan nie vir sy kind verantwoording doen enig voor my nie. 'n Kind kan nie vir Jahwe verantwoording vir die ouer vir die kind en die kind vir die ouer, want elkeen sê hy, selfs in Jeremia, sal sy eie pak dra. Elkeen sal sterf vir sy eie sonde, want dis klaar so gespreek van Genesis 1 en 2 en 3, die waarskuwing het gekom. Om weer terug te keer na Paulus, Romeine 3 vers 23, almal het gesondig. Dis moet logiese, almal moet sterf. Almal staan onder die oordeel van God. Ouers kan nie kinders se oordeel keer nie. Kinders kan nie kinders kan nie ouers se oordeel keer nie. God het 'n appeltjie te skil met alle mense. Daarom benadruk dit ook Paulus in Romeine 3 vers 10, wat hy ook daarvan praat van tevore. Soos daar geskryf staan, sê Paulus, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand verstandig nie, daar is niemand wat na God soek nie. Almal het afgedwaal, saam met hulle waardeloos geword. Daar is niemand wat wat goed doen nie, daar selfs nie een nie. Nou haal Paulus hier vir ons natuurlik uit Psalm 14 uit. Almal het afgedwaal. Daar is niemand regverdig. Almal is verlore. Die probleem is nie dat niemand wat glo wat Paulus of Dawid hier sê, Psalm 14 of in Romeine 3 van praat nie. Alle verlore mense glo dat hulle eintlik nie te sleg is as dit by God kom. Ek sal my kanse vat met God. Ek is reg met God. Hy sal my toelaat in sy koninkryk. Want altans as ek glo, ek is 'n lidmaat van kerk, nou alles, ek is gedoop in die kerk, ek is gekatoliseer in die kerk, ek is aangeneem in die kerk, ek is voorgestel en aangeneem en ek is op die ou en ek is getroud in die kerk en as ek sterf gaan die kerk my begrawe, daarom is my siel gered. Daarom het ek vrede met God. So Romeine 3, 23 en 3 het niks met my te doen nie. Dit het met ander mense, maar nie met my te doen nie, want ek is lidmaat van die kerk. Ek is dan so deel van die kerk geword dat ek gered is. Daar's 'n verhaal wat iemand vertel het
sal nie sê wie die teoloog was nie, ek sal nie sy naam noem nie, want maar hy het 'n baie goeie voorbeeld gebruik, nogal ironies. Hulle sê, 'n broer, wie sy broer is oorlede. En hierdie broer het in hierdie Italiaanse dorpie bekend gestaan as wat hulle sê in Engels 'n scoundrel. Hy is 'n dieplapper. Hy was 'n dronkaard. Hy het dwelms gestoot. Hy was 'n rokjagter. Hy was 'n regte krimineel. En hy is oorlede. Kom hulle na die priester en sê, kom die jongste broer, kan jy my ouer broer asseblief begrawe? Maar doen my 'n guns, ek sal jou vergoed. Ek sal jou 10.000 rand gee. Doen my net 'n guns by die begrafnis, sê net my broer, dis eintlik 'n Engelse storie, sê, say that my brother was a saint. En die priester het gedink, hy sê, dat ek net bietjie daaroor dink, hy het teruggekom en vir die jonger broer sê, okay, I will do that. En hy gee hom toe die 10.000 rand. En by die begrafnis, die roudiens, staan die priester op, hy sê, hier voor my in die kus lê die grootste skurk, skuim van die aarde, krimineel, wat geen vrou kon uitlos nie, wat 'n rampokker was. Maar in vergelyking met sy jonger broer was hy eintlik 'n saint. Hy was 'n heilige gewees. So baie mense vergelyk hulle self met ander mense. Jy weet, ek is nie so sleg nie, want jy weet, die ene sleg, kyk, hierdie Ted Bundy of die Jack the Ripper, dis nou sleg. Hitler, dit is nou sleg. Ek is nie so sleg soos hulle nie. So God sal my aanvaar, want ek gebruik hulle as my standaard. Daar kom die eerste probleem. Ek gebruik hierdie kriminele as my standaard. So in vergelyking met hulle is ek nie te sleg nie. Ek doen nogal right vir die Here. Ongelukkig, en dis waar die evangelie begin die evangelie met God se perfeksie. In teologie praat hulle van God's attribute, eienskappe. En baie min mense besef dat God alles oordeel volgens sy eie standaard, nie volgens jou naaste of jou buurman se standaard nie, want God kyk na sy eie standaard en meet ons aan sy eie standaard en dan sê hy, guilty, you must die. Want God kompromieer nie sy standaarde vir enige persoon. Sy refleksie van sy perfeksie, sy perfektheid, kyk hy na ons daardeur en sê hy, nie goed genoeg nie. Ek weet in die ou dae het hulle baie die SABS, South African Bureau of Suid-Afrikaanse Bureau vir Standaarde op goed gesit. Nie meer so baie vandag nie. Maar as daai ding nie reg was nie, wat jy het hom nie gekoop nie, is dit waar? As hy SABC merk nie, het nie koop ek hom nie. Maar God, dis nie wat God doen met goed wat nie sy standaarde bereik nie. Hy vernietig dit wat nie sy standaarde bereik nie. Hy, in Engels sê, he doesn't discard that which doesn't meet his standard. He destroys that which doesn't meet his standards. Kyk na Matteus 3 vers 12, die waarskuwing, sê ja, Dries net besig om bang te maak, en is nie so ernstig nie, die seun is baie genadig, en ons is in die genade dispensasie. Wat gebeur in Matteus 3 vers 12? Ons skryf vir Johannes die Doper, wat van profeteer, en sê dit van Jesus, wat sê, ons begin by Matteus 3:11, Johannes die Doper sê, ek doop julle wel met water, met die oog op bekering, maar hy wat na my kom is sterker as ek, en ek is nie eers werd om sy sandale vir hom aan te dra nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Nou baie, daar's 'n nuwe tendens in die charismatiese kerke, baptism of fire. Lees in konteks wat sê hy sê hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Dan verduidelik hy self, sy wafer, wie? Die seun van die mens. Sy wafer is in sy hand. Hy sal sy dorsvloer deeglik skoonmaak en sy koring in die skuur versamel, maar die kaf sal hy met wat mee doen? Met 'n onuitblusbare vuur verbrand. Omdat hulle nie aan die standaard voldoen nie. Hulle is nie koring nie, hulle is kaf. En hy maak
dorsvloer oor en oor en oor en oor skoon, versamel die koring, brand die kaf met 'n onuitblusbare vuur wat eintlik te doen het met Gehenna. Wat is stapstandaard? Hy sal die stapstandaard vernietig. Sê Jesus nie in Matteus 5 vers 48, as jy net so 'n paar hoofstukke vorentoe blaai nie. Wat sê Jesus in die bergrede? Wees julle perfek of volmaak, soos julle Vader in die hemele volmaak is. Anders as julle nie die koninkryk kan gaan nie. Anders sal julle verbrand word. Die evangelie begin dus met die perfeksie van God. Iemand het eendag gesê, nou dis reg, hy sê, die evangelie begin met die teologie van God. It starts with the theology of God, die evangelie. En waarna kyk ons na sy attribute of eienskappe? Jy weet dat president Trump se vrou Paula White, wat hy weer aangestel het as sy geestelike adviseur, het al 'n stelling gemaak so 5 jaar terug, gesê, Jesus is not the firstborn of God. We are all the firstborn of God. And we must come into this priestly anointing, because Jesus is not unique. He's only the first. So we're just following him. We're the same as Jesus. Maar wat sê die skrifte? Is ons dieselfde as God? Want ons weet die hoofattribute of eienskap van God is heilig. God is heilig. Ons van nature is onheilig. Want elke ding wat ons bedink, grens aan sonde of iets wat verkeerd is. God is goed. Dis waar die Engelse woord van God vandaan kom van good. Met een oor wegneem. Ons is boos en korrup, soos hierdie broer wat begrawe word. Hy is perfek, ons is onvolmaak. Ons ontbreek aan sy heerlikheid, Romeine 3 vers 23. God is regverdig, is righteous and just. Ons is vol ongeregtighede. Ons is krom en skeef, al dink baie van ons is daarom nie te sleg nie, weet ons. God woon in 'n ontoeganklike lig van heerlikheid. Johannes 3:19. Die mens as 'n wese het duisternis meer lief as wat hy die lig het. Johannes 3:19. Twee teempole van 'n magneet. As verlore mense, Romeine 5 vers 10, is ons in vyandskap met God, selfs so gebore. As jy kyk, Romeine 1 vers 18, en dis die sleutel van die begin van die evangelie wat sê, God se toorn, of sy geregtigheid word vanaf die hemel geopenbaar oor alle goddeloosheid en ongeregtigheid van mense wat volhou om die waarheid deur ongeregtigheid te onderdruk. 2 keer die woord ongeregtigheid. Aangesien dit wat hulle van God weet, kan word onder 'n bekend is, God het dit immers aan hulle bekend gemaak, want sy onsigbare eienskappe word in die natuur aan ons bekend gemaak, maar ek het vir ons gelees uit die skrif hier, die son, die hemel vertel die eer van God, die uitspansel verkondig die werk van sy hande, die een dag stort vir die ander, word in die algemeen bekend gemaak, so daar is geen verskoning voor God nie. En as hy praat van God se, die toorn van God, in Grieks is daar 2 besonderse woorde vir God se toorn, wat die mens nie het, ook as sy eienskap nie. Die een is thumos. Thumos is 'n passievolle, soos 'n vulkaan wat uitbars in woede en emosies wat oorstoot van grimmigheid oor die mense se ongeregtighede. En ons sien hierdie toorn van God by die Sodom en Gomorra. Wat doen God by Sodom en Gomorra? Hy laat vuur en swaal uit die hemel neerreën om hulle te vernietig. Of hy storm en sê vir Moses, los my dat ek my toorn ontbrand teen hierdie volk en ek hulle almal doodmaak en jou, Moses, se volk maak. Dit praat van sy thumos toorn. Maar dan is daar ook 'n gevaarlike ander toorn geregtigheid wat hulle noem in Grieks orgai. Orgai is 'n gevestigde gedagte van wat God gedurig met hom moet saamdra totdat die thumos kom. 'n Gedagte van wraak, regverdige wraak en toorn vir die toekoms.
En dis die woord wat Paulus hier in Romeine 1 vers 18 gebruik. 'n Dubbel goddeloosheid verdien 'n dubbel ongeregtigheid. Lei tot 'n ewige straf. Alle mense wat gebore word, doen van nature ongeregtigheid en die toorn van God, die orgei toorn van God bly op so 'n persoon. Totdat Christus aan boord kom. Nou die hoofattribuut van God, en jy weet almal waar in Jesaja 6, wat gebeur in Jesaja 6? Jesaja sien 'n visie van God. En dan sien hy engele wat voor God se troon uitvlieg en uitroep. Dit sê nie liefde, liefde, liefde of genade, 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 barmhartigheid. Wat hierdie engele openbaar van God is heilig, heilig, heilig. En daar is 'n baie oppervlakkige siening van God se heiligheid, want sy heiligheid is gekoppel aan sy toorn. Aan sy heiligheid is sy geregtigheid gekoppel. Aan sy heiligheid is sy wraak en vergelding gekoppel. En dit sien Jesaja, wat doen Jesaja? Hy erken, hy sê, hy is oorbluf. Dit's, in die Engels sê, "Woe, I am undone. I am unclean of lips, and I live amongst people who are also unclean of lips, because I saw the Lord." Ek het die Here gesien. Hy is heilig, heilig, heilig. Selfs Jesaja kan nie profeteer nie, maar die engel moet 'n kool van die altaar vat en op sy mond sit en hom reinig voordat hy sy mond kan open oor God. Dis dieselfde God wat Levitikus 19, wat ons eendag 'n boodskap oor moet bring, wat God sê vir die Israeliete. En ons het nou, toe ons met die gesinsbybelstudie gekyk na hierdie, wat God sê, ek is heilig, julle moet heilig wees. Want as ek heilig is, voordat ek julle in die beloofde land inbring, moet julle heilig wees. Levitikus 19, verder het die Here met Moses gespreek. Spreek met die hele vergadering van die kinders van Israel en sê vir hulle, heilig moet julle wees, want ek, die Here, julle God, is heilig. En dan kan hy sê, heilig, heilig, heilig. En dan gee hy sy insettinge, die Hebreëus kadosh. Julle moet heilig wees, want ek is heilig. As julle met my wil assosieer, moet julle heilig wees. Wat doen ek met dit wat nie heilig is nie? Ek vernietig dit. Ek verbrand dit. Ons vind in Eksodus 34 vers 6 waar God aan Moses verskyn. Moses sê, ek wil u aangesig sien. Laat my u aangesig sien. Dan sê hy op die ou ende, goed, as jy jou verbeer in die, of jou verberg in die skeur van die rots, dan sal ek by jou verbytrek, Moses, en jy sal my heiligheid sien van agter af. En as hy dit sien, Moses sê hy, Eksodus 34 vers 6, Yahweh, Yahweh, Ragun, Hanun, Arek. Wat beteken die Here, Here, die barmhartige, genadige, goedentierende, liefdevolle God. Dan sê die mense, wow, dis hoe God is. Hy is barmhartig, daarom vergewe hy net links en regs. Hy reken niks toe nie. Hy's 'n goeie regter. Hy's eintlik 'n slegte regter. So hy vergeld nie jou sonde nie. Hy laat jou maar net aangaan in jou sonde. Jy kan maar teen hom sondig, jy kan teen jou naaste sondig en hy gaan dit maar net oorsien, want hy's hierdie barmhartige, genadige, goedentierende God. Maar die res van die vers in Eksodus 34:7 sê, wat die sonde nie ongestraf laat bly nie. Baie lees nie daai gedeelte nie. Hulle lees net die eerste. So hy sê iemand wat sonde maar ongestraf laat bly. Nee, hy is juist iemand wat nie sonde ongestraf laat bly nie, want hy vergeld sonde. Hy is vol liefde, goedheid, goedentierenheid, lankmoedigheid teenoor sy kinders. Maar die wat hy nie ken, die vergeld hy. Dis waarom Yahweh, die Here God, oral in die sê, die siel wat sondig moet sterf. Die pa sal sterf en die kind sal sterf vir sy eie sonde. En dan baie sê, jy weet die Here het die sondaar lief, maar hy haat sonde. Nou stem ek saam met R.C. Sproul en Paul Washer wat sê, as hy die sondaar lief het en die sonde haat, hoekom gooi hy dan net nie die sonde in die hel een dag nie? Hy gooi albei in die poel van vuur.
wat nie ongestraf laat bly die sondes nie. Maar hoe versoen God wat heilig is, sy toorn met liefde? Jy sien, dis waar die evangelie begin. Dis hoekom ons 'n aanloop het tot die evangelie om dit te verstaan. Hoekom Jesus moet sterf, want die hoofbestanddeel van die evangelie is Christus Jesus gesterf, Christus Jesus opgestaan. Maar dit moet uitgerol word om te weet dat hoekom het Jesus gesterf? Weens ons sonde en ons ongeregtigheid. Waarom het God mense vernietig in Sodom en Gomorra? Waarom het hy die groot vloed oor die aarde, die sondevloed gebring oor die wêreld? En jy vind 'n rede daarvoor. Wat sê Dawid in Psalm 51 vers 7 in sy Psalm wat hy skryf nadat hy deur Nathan tereggewys is en hy tot bekering gekom het? Sê Dawid, Psalm 51 vers 7, kyk, in sondeskuld is ek gebore. Sondig toe my moeder met my swanger geraak was ek gereed in sonde. So daar verstaan die dilemma van die mense. Ons moet voor God kom, ons moet regverdig wees, want anders gaan hy ons vernietig. Ons is van nature sonde. En dit is interessant, 'n mens is nie 'n sondaar omdat jy's nie sondig, dink ek is gesondig, nou word ek 'n sondaar. Nee, ons is sondig, daarom van nature sondig. Ons is sondaars omdat ons van nature die gewoonte het om te sondig. En daarvoor het ons 'n redder nodig, wat ons kan red. Waarvan red die Here God ons? Hy red ons van die dood, hy red ons van die duiwel, hy red ons uit ons swakheid, van ons siekte, maar min besef dat hy ons eintlik red van homself. Hy red ons van sy eie oordeel. God moet, want hy is die enigste een wat ons kan red van die dilemma wat ons het, van ons sonde wat aan ons vaskleef en wat hy moet oordeel en regverdig vernietig. Red God ons eintlik van sy vernietiging van ons deur sy regverdige toorn. En dit deur die bloed van Christus Jesus. Hy maak sy seun mens, hy verskeer hom aan die kruis, hy laat toe dat hy verskeer word aan die kruis, gedood word, sodat sy bloed ons kan was van die sondeskuld en 'n versoening daarmee bring. Nou dat ons die realiteit verstaan, wat is die realiteit? Ons almal is sondig, ons almal is verlore, ons almal is op pad hel toe. Ons almal staan onder die toorn van God. Jesus maak sy dorsvloed oor en oor skoon. Is ons kaf of is ons van die koring? Want hy is besig om sy koring weg te vat van die kaf af. So alle mense staan in realiteit onder die toorn, gloeiende toorn, die thumos toorn van God. Dat hy sal intree en vergeld wat reg is. Hy sal doen wat reg is. Wat doen 'n regverdige regter? Ons sal volgende keer kyk wat doen 'n regverdige regter. Maar verstaan ons die eerste deel van die evangelie. Het moet begin by God se toorn. Alle mense het gesondig. Die geregtigheid van God is uit die hemel geopenbaar teenoor alle ongeregtigheid. Dis die realiteit. Spring. Al het jou valskerm opgaan nie, jy gaan nie verder as jy grond val. Dis wat hierdie gedeelte van die boodskap los. Spring, vat 'n kans en kyk. Die ander deel kom in waar God regverdig is in sy geregtigheid in sy toorn. Hy straf iemand wel vir sonde. Maar ons sal volgende keer verder na kyk. Mag die Here hierdie deel gaan as jy in die Afrikaans gesit het in die pyp en rook dit wat hier so staan in Romeine. Gaan lees Romeine. Jy sê jy het klas geloop deur Romeine. Gaan lees Romeine. Paulus se evangelie. Gaan lees Galasiërs, 'n ander evangelie. Dis die evangelie se begin. Mag die Here ons help. Ons bid saam. Vader, ons dankie dat ons, Here, die waarheid kan praat. Here, mense wil nie hoor van die toorn nie, mense wil nie hoor dat U regverdig oordeel nie. En hulle dink sou hulle geoordeel word, Here, is hulle nie regverdig nie, want U het hulle geoordeel. Min wetende dat, Here, U nie U eie standaarde kompromieer nie vir enige iemand nie.
U regverdige standaarde is nie eers gekompromeer vir u seun, waar hy behandel is as een wat vol van sonde was. Dit is u regverdige standaard, en u het dit nie gekompromeer nie. U het hom verbrysel. U het hom deurboor vir ongeregtigheid. U toorn, u thumos wraak teenoor ongeregtigheid het u aan hom gesien. Ons sonde hom toegereken. Sy geregtigheid ons toegereken. Dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen.